olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om hulde te bring in die naam van my Heer. Toe ek moeg was van die stryd in hierdie lewe, het die liefde my kom optel uit die storm. Het my voete op rots kom neersit. Nou loop ek sterk deur die krag van my God. Ja, die donker wolke moes wyk voor u teenwoordigheid, want die lug het deur my wese gebreek. Nou brys daar nuwe lewe diep hier binne in my, en elke ketting aan my siel is nou verbreek. Ek is met vars vreugde olie gesalf. Ek is vry in die Heilige Gees. Met my mond sal ek sing om hulde te bring in die naam van my Heer. Ek sal dans in die oorwinning van my koning, want die graf kon my Jesus nie hou. Hy het opgestaan met mag en heerlikheid. Nou leef sy gees vir ewig binne in my. Elke dag sal ek my hande ophef en verklaar dat Jesus koning is, want sy goedheid en genade, dit dra my, en sy vrede
Almagtige God en Hemelvader, wat 'n voorreg is dit nie vanmôre om weer in die huis van die Here te wees nie. Here, U woord sê waar 2 of 3 in U naam vergader, daar is U in hulle midde. Here, daar's 'n blydskap in my binneste vanmôre vir wat U vanmôre hier gaan doen. Daar's 'n blydskap in my binneste vanmôre, Here, en ek weet U Gees gaan vanmôre werk. Here, ons is opgewonde om te ontvang. Ons is opgewonde, Here, vir wat U vanmôre in hierdie plek gaan doen, Here, vir elkeen wat aanlyn ingeskakel is, Here, daar dat U sal werk in hulle sitkamers, in hulle huise, Here, die wat kyk vanmôre, die wat hier is vanmôre, Here, U gaan iets nuuts doen vir hulle. Ek weet dit, ek glo dit, Here, want U is 'n God, U is 'n waarmaker van U woord, en Here, vanmôre gee ons hierdie diens oor aan U. Doen slegs U wil, Here. Doen slegs U wil vanmôre, Here Jesus, ons kom teen elke werk van die vyand. Ons staan dit teen in die naam van Jesus, dat die krag sal vloei, dat daar 'n vuur sal wees, Here. En ons weet vanmôre gaan U werk, Here. Harte gaan vernuwe word, Here. Verstande gaan heel gemaak word. Die wat mismoedig is en depressief is, Here, U lig hulle gemoed, Here. U gee vir hulle nuwe krag om vorentoe te gaan, Here Jesus. Ek bring vanmôre hierdie diens voor U, Here. Ek bring elke persoon vir U. Here, U ken elke omstandighede. U ken elkeen se gemoed, Here. U weet wat in elke hart aangaan, Here. Bring hulle vanmôre voor U en ek weet, Here, U gaan iets nuuts doen vir hulle. U gaan iets nuuts doen. Here, seën nou die sang, Here, die musiek, die lofprysing, Here. Elke instrument wat bespeel, Here, dit is tot eer en verheerliking van U heilige naam. Ontvang U die lofprysing, ontvang U die eer. Here, stuur U die reën, ons is dankbaar, want ons weet, Here, U is 'n God wat seën. U is 'n God wat seën, U is 'n God wat U beloftes nakom. Daarvoor, Here, bid ek ook so vir die prediker, Pastoor Clemens, wat die woord gaan bedien vanmôre. Here, salf sy lippe, Here, ek weet hy's geseën, ek weet hy's gesalf, maar Here, dat hy sal sê vanmôre, so sê die Here. En die wat 'n oor het om te hoor, dat hy sal hoor, Here, en dat hy sal weet, dit is wat God vanmôre spreek, Here. Here Jesus, ons is dankbaar vir wat U al reeds vir ons gedoen het aan die kruis. U is goed en getrou en werd om ten volle aan te neem. En hierdie môre, Here, bid ek ook so vir die tiendes en die offergawes. Here, elkeen wat saai, seën hulle, Here. Seën hulle, Here, U is die een wat ons voorsien. En ons gee so terug, Here, sodat die koninkryk uitgebrei kan word. Seën hulle, Here, ek kom bid vir die bediening soos wat daar gesaai word, Here, dat hierdie bediening sal groei om U wil te, Here, om U wil uit te leef. Dat die evangelie verkondig sal word soos nog nooit van tevore nie. Meer as alles, Heilige Gees, gee ons nou oor dat U sal waai soos U waai. Dat U sal beweeg soos U beweeg. En ons gee hierdie diens nou oor in die naam van Jesus en almal wat glo hy is koning sê amen. Gone
but now I'm found. I was blind, but now sing het nog een keer. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now gone at last, gone at last, gone at last. Well, my sins, they're gone at last. I've had a long, oh, streak of that bad times, but my sins are gone, gone at last, gone at last, gone at last. Oh, my sins are gone at last. I've had a long streak of that bad times, but my sins are gone at last. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears. He's the friend that watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care. Oh, just a little talk of Jesus makes it right. Oh, gone at last, gone at last. Oh, my sins, they're gone at last. I've had a long streak of that bad times, but my sins, oh, gone at last, gone at last, gone at last. Oh, my sins, they're gone at last. I've had a long streak of that bad times, but my sins, they're gone at last. Oh, but my sins, they're gone at last. Oh, dankie Here. Oh, I've had a long, oh, streak of that bad times. Oh, thank you, Jesus. But all my sins, they're gone at last. I've had a long, oh, streak of that bad times. Oh, wat dankie Here, door die bloed van Jezus en die afgehandelde werk van die kruis kan ek sê, my sins, oh, are gone at last. Oh, gone at last, gone at last. And my sins, they're gone at last. I've had a long streak of that bad times. My sins are gone, nog eenmaal, hey, gone at last, gone at last. Oh, my sins are gone at last. I've had a long
last. It's gone at last. Hey! Hallelujah, church. Come on. Somebody love Jesus in this place. Come on. I love him. I love him. Hey, love lifted me. It was love, hey, lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Oh, love lifted me. Yeah, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Let's sing it again. Love lifted me. Yeah. Oh, love lifted me. When nothing else could help, love lifted me. Yeah, love lifted me. Love lifted me. When nothing else could help, oh, love lifted me. Say, I love Jesus, and I love Jesus. I love Jesus. Yes, I do. Yes, I do. Say, I love Jesus. I love Jesus. How about you? Oh, I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about say, oh, I love Jesus. I love Jesus. Come on. Yes, I do. Yes, I do. Hey, I love Jesus. I love Jesus. How about you? How about Yes, I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. Say it again. Say, I love Jesus. I love Jesus. Yes, I do. Say, I love Jesus. I love Jesus. How about you? Yes, I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. Oh, say, love lifted me. Oh, it was love that lifted me. Ooh, when nothing else could help. Oh, love lifted me. Love lifted me. Love lifted me. Oh, when nothing else could help. Yes, love lifted. Can we do one more time? I love Jesus. Say, I love Jesus. I love Jesus. Yes, I do. Yes, I do. Say, I love Jesus. I love Jesus. How about you? Say, I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. Say it again. Say, I love Jesus. I love Jesus. Come on. Yes, I do. Ooh, I love Jesus. I love Jesus. How about you? How about Yeah, I love Jesus. Yes, I do. I love Jesus. How about you? Hallelujah. Prys die Here. En as jy lief is vir Jesus, sê amen. Vat dan die ou langs jou en sê vir hom jy's op die beste plek vanmôre. Halleluja.
Familie, ek wil vra dat diegene wat gaan help met die tafel om vir my uit te kom, vir al ons besoekers, onthou, wanneer jy jou nagmaalbroodjie kry, jou nagmaalwyn kry, hou dit vas, moet dit nie gebruik nie, ons gaan dit saam gebruik. So, terwyl hulle uitdeel, kan u hierdie liedjie saam met ons sing. My sin away, nothing but the blood of Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. I want to sing it again. Oh, say, what can wash all my sin away? Nothing but the blood of King Jesus. And what can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Come on, church, sing it with us. Oh, precious, oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood. Sing it again. Oh, precious and oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Verse 2. For my pardon, this I see, nothing but the blood of Jesus. And for my cleansing, Lord, this is my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, and oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious, oh, precious is the flow. Yes, hallelujah, that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood. One more time, one more time. Oh, precious is the flow. Say, oh, precious is the flow that makes me white as snow. Yes, Lord, and no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. And no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Prys die Here. Ek wil net seker maak het almal gekry. As jy nie gekry het nie, steek net jou hand op. Ons wil seker maak almal het gekry. Prys die Here. O Here. Dankie
vir u teenwoordigheid. Dankie dat ons een keer 'n maand, ag Here, ons kan dit eintlik daagliks doen, want u het gesê so dikwels as wat julle dit doen. Maar vandag wil ons net weer opnuut kom sê, Here, dankie vir die kruis. Here, wat kan my sondes wegwas? Wat kan elke ketting in my lewe breek? Wat kan kanker laat opdroog? Wat kan elke siekte wat nie in lyn is met God se wil nie breek? Net die bloed van Jesus. En Here, daar is krag in daardie bloed. Halleluja. Duiwel sidder wanneer hulle die bloed sien. En Here, en ek dank U, Vader, vir die bloed van Jesus wat ons oordek, Here. Die bloed van Jesus wat nie net ons toemaak nie, maar ons huise toemaak, ons finansies toemaak, ons besighede toemaak, ons verhoudings toemaak, ons huwelike toemaak. Here, ek dank U vir die krag van die bloed van Jesus. Daarom sê ons ook dankie vir u liggaam, Here. Steek daai broodjie op. Dan sê jy agter my aan, dankie Jesus vir u liggaam wat vir my gebreek is. Dankie dat ek kan verklaar ek is genees deur elke hou wat u ontvang het namens my. Neem eet, familie. Ref, terwyl ons nou die nagmaalwyn gaan gebruik, wil nie net een keer die lied nog sing. Halleluja. And oh, precious is the flow that makes me white as the snow, and no other found I know. U breek elke ketting. Nothing but the blood of Jesus. And oh, precious is the flow that makes me white as snow, and no other found I know. Nothing but the blood of King Jesus. Steek daai kelkie op. Uit soveel respek uit en liefde en waardering. En sê agter my aan, dankie Jesus vir u bloed wat vir my gevloei het, wat al my sondes vergewe, wat my skoon was, witter as die sneeu. Dankie vir u bloed, Here. Neem drink, familie. U kan u kelkie stuur na u linkerkant, my regterkant, u linkerkant toe. Hulle gaan dit daar opneem. Bly so staan en dan sing ons saam. Halleluja. My God's about to break every chain, every cycle in your life this morning. Hallelujah. Oh, if you got pain, He's a pain taker. If you feel lost, He's a way maker. You believe it? If you need freedom or saving, well, He's a prison shaking Savior. If you got chains, He's a chain breaker. Come
on, sing it with me, church. Oh, if you got pain, He's a pain taker. Oh, if you feel lost, He's a way maker. Yeah, yeah. If you need freedom or saving, well, He's a prison shaking Savior. If you got chains, hallelujah, He's a chain breaker. Come on, sing it again. If you got pain, if you got pain, right now, He's a pain taker. Oh, if you feel lost, He's a way maker. Yes, He is. If you need freedom or saving, He's a prison shaking Savior. If you got change, yeah, He's a chain breaker. One more time. If you got pain, if you got pain, He's a pain taker. If you feel lost, if you feel lost, He's a way maker. He's a way maker. If you need freedom or saving, He's a prison shaking Savior. You got yeah, He's a chain breaker. Oh, my chains are gone. For my chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone. My chains are gone. Oh, I've been set free. Hallelujah. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. If you got pain, He's about to take that pain. And if you feel lost, He will make a way for you. Yes, He will. Yes, He will. If you need freedom or you need saving, well, my God is a prison shaking Savior. You've got chains. Ha, He's a chain breaker. I want to sing it again. Well, if you got pain, He's a pain taker. Thank you, Jesus. If you feel lost, He's a way maker. If you need freedom or saving, He's a prison shaking Savior. You've got chains. He's a chain breaker. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
ons dit nog een keer saam sing. Sing dit nog een keer saam. Tanya, sing dit weer 'n keer vir ons. I love you, Lord. Love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you young. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. As jy die Here regtig lief het, gee hom 'n lofoffer, gee hom prys. Hallelujah. Halleluja. Voorwaar het ons U lief, Here. Ons wil dit demonstreer, Here, met ons lewe, dat ons U lief het. Ons wil nie net dit sê met woorde nie. Want wat help dit, Here? Ons sê vir U, ons het U lief. Maar ons wys dit nie in ons dade nie. So dankie, Here, dat U my help met hierdie woord, om dit vandag te bedien. Here, ek bid sommer nou al vir die woord. Gewoonlik lees ek eers 'n skrif en dan bid ons, maar Here, ek voel sommer gelei om nou in die vloei, Vader, van hierdie oomblik, Here, die woord van God te seën. Help my onder die krag van die Heilige Gees, onder die salwing van die Heilige Gees, om nie te kompromieer met hierdie woord nie, maar Here, om dit te gee soos wat U dit vir my gegee het. Vader, want ons leef in die eindtyd, die koms van Jesus is voor die deur, en die bruid moet gereed wees. Die bruid se kleed moet skoon wees. Here, die bruid lyk op haar mooiste op die dag van die bruilof. En Here, die kerk moet regkom, want as die basuin blaas, moet ons skoon wees. Ons moet rein wees. Ons moet heilig wees, Here. Ons kan nie vuil bevlek wees nie. Ons het nodig om rein te wees, Here, heilig voor U. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Lees saam met my vinnig hierdie een versie. Deuteronomium 15 vers 5. Hy sê, almal agter my aan saam, of saam met my eerder, as jy net goed luister na die stem van die Here jou God, en sorgvuldig al sy gebooie gehoorsaam, sal die Here jou seën, soos hy beloof het. Jy moet dit weer sê, as jy net goed luister na die stem van die Here jou God, en sorgvuldig al sy gebooie gehoorsaam, sal die Here jou seën, soos hy beloof het. Amen. U kan die sitplek inneem, familie. Nou ek sien dat Augustus maand is 'n profetiese maand. En ek glo dat Augustus maand is die maand van seën. Jy kan nou maak daarmee net wat jy wil. Jy kan my nou 'n prosperity preacher noem net jy wil. Maar ek is in verwagting vir Augustus maand. Vir 'n seën van God. Maar familie, hoor gou baie mooi. Die seën van God het 'n vereiste. En hier is die ding, wil jy geseën word deur God? Soek jy die seën van die Here in jou lewe? Hoor mooi familie, is gehoorsaamheid nie 'n opsie nie, dis 'n moet. Ons het so lank gepraat oor die wil van God en ek beloof u,
eintlik moes ek weer daar gesê, die wil van God, eintlik gaan hierdie boodskap maar net weer oor die wil van God, maar ek wil jou nie verveel nie, nou noem ek dit die seën van gehoorsaamheid. Want verstaan my mooi familie, wat help dit, jy ken die wil van die Here, maar jy's nie gehoorsaam omtrent die wil van God nie. Jy moet hoor en doen. Jy moet sy bevele wat hy gee, elke liewe belofte het 'n vereiste. Daar's van hulle wat nie het nie, en ek gaan nou vir jou dit sê. Maar hy is vereistes hier binne. Maar kom ek gee eers vir jou die belofte sonder voorwaarde. Hoor mooi, die belofte sonder voorwaardes is, nommer 1 sê die Here, ek sal jou nie begewe en jou verlaat nie. Dit maak nie saak waar jy gaan draai in die wêreld en hoe verkeerd jy maak en wat jy alles doen nie. Die Here sê, ek is daar, want as jy wil bekeer, as jy wil draai na my toe, gaan ek agslaan. Ek is daar, jy sien my nie, jy ervaar my nie, jy doen jou eie wil, jy doen jou eie planne, jy draai daar in die wêreld, jy snuif goed wat die vreemdste goed is, en jy drink goed wat jou allerhande olifante laat sien, en ek weet nie wat nie. Maar die Here sê, ek is daar, ek sal jou nie begewe en jou verlaat nie, want as jy net sê, Here, dink aan my, dan sê ek is daar, ek is om jou te red, ek is daar om jou te was, ek is daar om jou skoon te maak. Daar's 'n belofte sonder 'n voorwaarde, en dit is, niks sal ons skei van die liefde van Jesus Christus nie. Niks. Ek gee nie om wat se sondaar jy is en wat jy gaan draai en hoeveel en hoe groei jou verlede is nie. Maar hoor mooi familie, die Here sê, o my liefde vir jou is so groot, kom my kind, ek kan jou skoon maak, ek kan jou reinig. Sonder 'n voorwaarde het God sy seun gegee vir hierdie wêreld, omdat hy die wêreld liefhet. Meer spesifiek jou liefhet. Maar dan wil ek stil staan vandag. Is daar soveel beloftes en seëninge met voorwaardes. En so maklik kan ons onder die seënlyn van God leef. So maklik kan ons onder die seënlyn van dit wat God vir jou bedoel het leef. Omdat, en ek praat spesifiek met kinders van die Here, omdat ons sy wil ken, maar nog steeds kies om ons eie pad te volg. Nog steeds te dink ons weet beter. Nog steeds dink ons sit met die antwoorde. Ek moet jou vat na Deuteronomium 28, want ons sien 'n pragtige seën daarin, en al wat leef en beef en elke Christen, Deuteronomium 28 se seën vat vir hulle self, en dit gryp met hulle hele lewe, maar niemand slaan agt op vers 1 en 2 nie. Almal soek die seën van Deuteronomium 28, maar niemand wil ag slaan op vers 1 en 2 nie. En wat sê vers 1? As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om nie halfhartig nie 'n gedeelte nie, maar sorgvuldig te hou aan sy gebooie, wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde. En dan sê hy, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, en ek hou hiervan, jy gaan nie teen dit vasloop nie. Jy gaan nie per ongeluk die seën van die Here raakloop nie, maar wanneer jy gehoorsaam is, en jy doen wat God se woord sê, gaan jy wandel, maar dit gaan jou inhaal. Dit gaan jou kom inhaal. Halleluja. Dank die Here. Geen wonder, ek gaan nou terugkom, nou dwaal ek alweer, Here help my. Geen wonder, David kom in Psalm 23 en hy sê,
en net goedheid en guns sal my volg. Maar waar begin goedheid en guns? Deur te kies, die Here is my herder. En waar hy lei, volg ek gewillig. En wanneer jy hom kies as herder, as heerser, as Here, dan is goedheid en guns agter jou en op die regte tyd haal dit jou in. Maar dan sê, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as. Sê as. En wat het die ou mense gesê? As is verbrande hout. As. Here, help my vanmôre. Ek soek die seën van die Here, maar jy's 'n rebel teenoor God se wil. Jy wil nie doen wat die Here vir jou sê om te doen nie. Jy wil nie leef wat hy die woord vir jou leer om te leef nie. As jy luister na die stem van die Here, sal hy jou verhoog, jou laat uitstaan. Sal jy geseënd wees waar jy woon? Sal jy geseënd wees waar jy werk? Sal daar seën wees oor jou kinders, jou inkomste, die werk van jou hande? Sal God jou beskerm? Sal jou vyande voor jou vlug? Sal hy jou voorraad seën? Sal hy jou onderneming seën? Sal mense kan sien dat jy behoort aan die Here? Sal jy voorsiening hê? Sal jy oorvloed hê? Sal jy uitleen en nooit hoef te leen nie? En sal jy die kop wees en nie die stert nie? As sê as jy luister na die stem van die Here jou God. Ons soek almal die seën, maar los net die voorwaarde uit. So, ons leef in 'n tyd waar dit nie moeilik is om mense geïnteresseerd te kry in God nie. Veral in Suid-Afrika, en ek sien dit in Amerika ook. Dis maklik om mense geïnteresseerd te kry in God. Dis hoekom daar 70,000 Christelike kerke is net in Suid-Afrika. Waarvan ons weet, dis net almal wat geregistreer is. Daar is klomp nog ander wat nie geregistreer is nie. Dis hoekom die statistieke sê dat 80% van Suid-Afrika is Christen. Dis nie moeilik om mense geïnteresseerd te kry in die evangelie nie, maar dit is geweldig moeilik om belangstelling te hou. Ons het dit gesien, ek sien dit in die kerk, ek het gesien, ek nou nog praat mense van 40 days wat ons gehad het. En ek sal dit nooit in my lewe vergeet, 40 days nie. Maar raai wat, daar was mense wat vir die hele 40 dae hier in die kerk was. En iewers te my God, het hulle belangstelling verloor. Het hulle belangstelling verloor. Hoekom? Waarom? Want hoor mooi wat ek nou sê, familie. Want 'n volgehoue verhouding met God eis gehoorsaamheid. Dit eis dat jy moet gehoorsaam wees, en mense is die lus om gehoorsaam te wees aan God se woord nie. Hulle wil nie agslaan om heiligmaking na te strewe, soos die woord dit sê nie. Dis vir my beter om net te doen wat ek wil, wanneer ek wil, hoe ek wil, vir so lank as wat ek wil. Dis makliker, ek wil nie agslaan op die stem van die Here nie, ek wil doen wat ek wil, wanneer ek wil. Want dit is makliker. Want hoor mooi, 'n volgehoue verhouding met God eis gehoorsaamheid. Maar dit is so die moeite werd. Rabasika en wie familie. Ek ag my nie as 'n man met klomp geld en weet jy wat nie, maar man, ek is happy. Jesus, ek het die mooiste vrou. Heer, ek het daai vrou van my raak net jonger, papi. Heer, kyk, sy moet ook nou maar die kriempies aansit, jy weet. En die goedjies, maar sy raak mooier, papa. Hy kriem help, jy moet net hoor wat my vrou gebruik, ek kan dit gaan haal. En my kinders, ek dank die Here vir my kinders.
Ek dank die Here vir my ou huisiekie. Hoor, ek bly nie teen die berg nie, hoor. Ek bly nie in 'n dubbelverdieping nie, maar jene, ek het 'n mooi huisie. Wat liewe Jesus vir my gegee het. Raai wat? En ek kan hom bekostig. Ek is so dankbaar. Waarom is ek besig? Here, kom terug na die woord toe. Maar jy sien, wat sien ek in my lewe, dis wat ek vir jou wil sê is, dat omdat ek in die geringste gehoorsaam is, sien ek seëninge wat my inhaal. Hoor hierso, ek is nie 'n afgetrede multimiljonêr nie, maar man, ek is gelukkig. Want ek sien hoe God se seëninge my inhaal en my vrede gee en man, familie, ons kan preke hoor, ons kan boeke lees, ons kan die skrifte ken, maar kennis sonder gehoorsaamheid verander nie 'n lewe nie. Hoor mooi, 1 tree van gehoorsaamheid is meer werd as jare se kennis wat nooit toegepas word nie. Ek sê 1 tree van gehoorsaamheid is beter as al die kennis wat jy mag besit, maar jy pas dit nooit toe nie. En hoekom wil mense dit nie toepas nie? Want dis moeilik om God te gehoorsaam. Want ek is nie altyd lus om te doen wat God sê nie. En dan raak hulle moeg langs die pad. En hulle wil nie doen wat God sê hulle moet doen nie. En dan volg hulle die eie ek. Dan rebelleer hulle teen God. En sê, maar ek is nou God van my eie lewe. En dis presies wat ons sien in Jesaja 14 vers 12 wat met Lucifer gebeur het. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke en hier kom die moeilikheid. En my gelyk stel met die Allerhoogste. Wanneer jy nie meer gehoorsaam wil wees nie, beteken dat jy rebelleer teen die Here en sê, ek gaan nie meer agslaan op wat jy sê nie. Ek sien jou, o Here help my, ek sien u nie meer as die oppergesag nie, maar ek maak my gelyk met God en ek sal doen wat ek wil, wanneer ek wil en hoe ek wil. En dis wat gebeur het in die tuin van Eden. Ja, ongehoorsaamheid was die wortel. Dit het 'n rol gespeel aan die geboorte van sonde. Jy mag nie die boom in die middel eet nie. Maar wat kom die duiwel? Hy bring hierdie houding van hom, hierdie gees van hom. En hy sê vir Eva, as jy eet van hierdie vrug, sal jy word soos God. En dis waar die mens se moeilikheid begin het. Die wortel van ongehoorsaamheid is rebellie. Dis die gees agter Satan se val. En hierdie natuur van ongehoorsaamheid word in ons weerspieël deur dinge soos om te sê, moenie vir my sê wat ek moet doen nie. Ek sal dit op my manier doen. Ek kan dinge op my eie hanteer. En familie, dis waarom 'n kind, wanneer 'n kind leer praat, na papa, mamma, wat is van die eerste woorde wat 'n kind leer? Nee, myne. Nee, myne. En dit is ons natuur. Ons word nee, myne. Nee, myne. Maar wat gebeur, my God, by wedergeboorte verander jou taal, dan word dit, ja Here, u
U wil. Nie myne nie, maar U wil. Wedergeboorte verander jou taal, verander jou houding na nee, myne, verander dit na ja, Here, U wil. Wat U wil hê, Here. Jy sien, as wedergebore Christene, moet ons leer om ons lewens aan God oor te gee deur gehoorsaamheid, sodat sy krag in ons kan werk en ons kan verander, sodat sy seëning in ons lewens voortgebring kan word. Ons gehoorsaamheid is die deur na verandering toe, mense. Dit stel God se krag vry om te werke. Dit gee God toestemming. Elke keer wanneer jy sê, ja Here, ek sal U gehoorsaam, is daar 'n sluys van die hemel, uit die hemel uit, wat oopmaak oor jou, waar hy sy seën wil uitstort. Maar as jy ongehoorsaam is dit 'n toesluis. En dit bring my by die volgende punt. Dat gehoorsaamheid bly by my familie is 'n keuse. God se seëninge volg op gehoorsaamheid. God dwing ons nie soos robotte nie. As God 'n robot wou gehad het, sou hy ons geprogrammeer het en ons het net gesê het, ek doen net wat my programmeerder vir my sê om te doen. Is jy saam met my? Maar God het vir jou iets geskep wat hy wil hê jy moet gebruik tot sy eer en dis 'n wil. En daarom kom hy sê in Deuteronomium 11 vers 26 tot 28 sê, vandag hou ek, Here help ons, hou ek aan julle 'n seën en 'n vloek voor, sê die Here. Hoor mooi. Die seën as jy gehoorsaam is en die vloek as jy van die weg afwyk. Wat kies jy? Die Here sê ek plaas die dood en die lewe voor jou. Wat gaan jy kies? Ek hou seën en verlies voor jou. Wat gaan jy kies? Want as jy gehoorsaam is daar 'n seën. En as jy kies om ongehoorsaam te wees, moet jy die gevolg dra van jou keuse. So daarom familie, is gehoorsaamheid is nie net om Here, Here te sê nie, maar dis om ja, Here te leef. Julle sê Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie. Sê God se woord. So, hoe lyk gehoorsaamheid teenoor God en die mens? Want hier is die ding. Gehoorsaamheid is om ja te sê vir enige iets wat God van jou vra. Bly by my. Prestasie is om ja te sê vir enige iets wat 'n mens jou vra. Wil jy presteer of wil jy gehoorsaam wees? Soek jy die guns van 'n mens of soek jy die guns van God? Gehoorsaamheid volg die aansporing van God se Heilige Gees. Prestasie volg 'n lys mensgemaakte vereistes. Gehoorsaamheid spruit uit vrees vir God. Prestasie spruit uit vrees vir mislukking. En nou hier is die volgende punt, wanneer ons praat oor gehoorsaamheid. Nou, hierdie ding, die Here weet. Ek sukkel. My vrou, baklei kort met my. Jy hoor nie wat ek sê nie. Jy luister, maar jy luister ook nie. Luister jy om te luister of luister jy om te reageer? Of luister jy om te reageer of luister jy om te luister? Jy luister en jy hoor nie na wat ek sê nie. Hoor mooi, jy kies wat jy wil hoor. En dan ignoreer jy die belangrike goed wat ek eintlik sê. En nou, dis Clemens daai, vra my vrou. Wat kies jy om te luister na? Wat hoor jy? Want verstaan mooi familie, ons het nodig om aandagtig te luister wanneer God praat in die fynste detail. Kom ek gee vir jou gou 'n voorbeeld. Ek gaan hierdie vers net skiep. Ek weet nie, ek gaan soos die Heilige Gees lei. Maar koning Saul
is 'n waarskuwing. Hoor dit gou baie mooi, teen selektiewe gehoorsaamheid. Selektiewe gehoorsaamheid. God gee vir Saul 'n duidelike opdrag rakende die Amalekiete. En die opdrag is duidelik, jy moet alles en almal vernietig. Jy mag niemand spaar nie. Maar Saul het gespaar wat vir hom waardevol gelyk het. Hy laat die koning van die Amalekiete, koning Agag, laat hy lewe. Hy gaan al die beste skape en die beste beeste en alles wat waardevol is en hy spaar dit. En dis nie wat God gesê het nie. Net dit wat swak en waardeloos was, het hy vernietig. En die profeet Samuel kom en hy konfronteer vir Saul. En Saul, arrogant in sy eie weë, maar ek was gehoorsaam, sê hy. Maar die profeet sê vir hom, Samuel sê vir hom, Saul, jy het God se opdrag aangepas om by jou eie voordeel te pas. Pas jy die opdragte van God aan om by jou eie voordeel te pas? Of leef jy in die fynste detail wat hierdie woord van jou vra om te doen? Want weet jy wat? Weet jy wat is gedeeltelike gehoorsaamheid? Dis 'n volledige ongehoorsaamheid. Wanneer God duidelik gepraat het. En wat doen Saul? Soos baie van ons doen, hy probeer om dit te regverdig. Hy sê, Here, maar hierdie skape, hierdie beeste wat ek teruggehou het, gaan ek vir u offer. Hy dink op sy voete. Ek moet nou gou vinnig vir die Here sê, hoekom het ek dit gedoen? Maar Here, ek wil dit vir u offer. En dis waar die belangrike gedeelte wat ons so lief is om aan te haal, vandaan kom in 1 Samuel 15 vers 22, want hy sê, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffere, om te luister beter as die vet van ramme. Luister familie, die Here sê, Saul, ek gee nie om wat jy wil doen met hierdie goed nie. Jy wil dit aan my bring as 'n offer, maar ek stel nie belang in daai offer nie. Wat ek soek is, dat jy nie gedeeltelike moet gehoorsaam wees nie, maar ek wil hê, jy moet ten volle gehoorsaam wees aan my. Ten volle. Ten volle. En die probleem wat ons het in die tyd wat ons in lewe is, daardie jare, die Bybelse tyd, was offers, aanbidding. Dit was 'n soort aanbidding aan God. En vergewe my wat ek nou sê. Maar dit is maklik om hier in die kerk te sing, I love you, Lord. I lift my voice to worship you. Vergewe my wat ek nou sê, toets my hart, maar u weet dis hoe ons bedien hier by Kruiskyk Familie Sentrum. God sê, ek stel nie belang om te hoor hoe lief jy my het nie, hier in die kerk nie. My vraag is jy gehoorsaam daar buitekant? Want dis wat dit beteken om te sê, gehoorsaamheid is beter as offers. Moenie kom hande opsteek en sê, I love you, Lord. Clemens het die skrif vir dit, ja, Johannes 14 vers 15 sê, as julle my lief het, sê die Here, sal julle my opdragte uitvoer, en as jy nie doen, wat my woord vir jou sê nie, moenie kom sing, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you nie, kry jou woord by jou mond uit by die woord van die Here, doen wat die Bybel sê, leef hierdie woord, dan sê die Here, nou gaan jou dade wys, jy het my lief. Maar jy sê, I love you, Lord, and I lift my voice. Maar jy doen net wat jy wil, en jy rebelleer teen God. Jy doen jou eie wil, net wat jy wil. Sorry. Kom ons gaan na Jakobus 1 vers 22 toe. Ek gaan hierdie woord sny, sien dit.
maar kan voel God is besig om te werk met mense. Jakobus 1 vers 22 sê, julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle self. Dan maak hy hierdie metafoor, iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Ek gaan jou nou help wat dit beteken. Wat is die basiese omskrywing van gehoorsaamheid? Wat beteken dit eintlik om gehoorsaam te wees? As ek dit moet beskryf, natuurlik in God se oë, dit beteken om deur God gerig te word. So Jakobus kom en hy vergelyk die Bybel met 'n spieël. 'n Spieël wys wat jy moet regstel, sodat jy selfvertroue kan hê, dat wanneer jy voor mense staan, jy nie 'n verleentheid is vir jouself nie, en dat jy nie hoef skaam te kry nie. Want jy sien voor die kerk, en dit is met die Here het ons nou 'n manier om altyd met my te werk, om 'n woord te bevestig, en voorwaar familie, toe ek vandag voor die spieël staan, toe staar 'n wit kol hierso, op hierdie baadjie. Nou een of ander tannie het met haar make-up my gedruk. En haar wang hier teen my gedruk, en toe's alles hier so make-up. Toe sien ek in die spieël, toe sê ek, jee, kyk hoe lyk hierdie ding. Nou sien ek hier soos nog soke donsies hier op. En hier is die ding, die spieël wys vir jou, wat jy moet regstel, sodat ek nie hier moet kom staan en 'n verleentheid wees vir myself en skaam kry oor 'n vlek op my baadjie nie. As ek voor die spieël staan en my hare staan so en my gesig is vuil en ek het vlekke hier en ek kyk vir die spieël en heerlik en maklik naar. En ek draai om en ek sê, maar dis hoe ek nou maar gaan lyk vandag. Gaan ek 'n verleentheid wees vir myself. Here help my. Die doel van God se woord, sê Jakobus, is nie, my Here help my, is nie dat jy moet hier inkom en sê, wow, dit was 'n mooi preekie nie. Dis nie dat jy moet hier uitstap en sê, oh, die sang was so mooi, en die sangers het so mooi gesang, en die musiek is so mooi gespeel, dit was so mooi, en nee, daar's 'n spieël, waar jy kyk, en as hy 'n kol uitwys, en as jy sien jou hare staan bietjie so, dan maak jy jouself reg, sodat jy nie 'n skande kan wees vir God se koninkryk wanneer jy hom verteenwoordig in die wêreld nie. Die woord korrigeer. En daarom sal ek nooit 'n kompromie aangaan om vir jou 'n preekie te preek, om jou oor die ore te streel en sê jou oulike ding nie. Ek is hier om vir jou te wys, is daar nie dalk 'n vlekke op jou baadjie nie, staan jou hare dalk nie te mekaar nie, want jy mag nie 'n slegte verteenwoordiger wees in God se koninkryk. Jy mag nie 'n slegte ambassadeur wees vir die hemel nie. So die doel van 'n preek, die doel van God se woord, is nie om te sê dit was so mooi nie. Dit is om jou besluite te verander, jou gesprekke te verander, jou gewoontes te breek, om verhoudings te herstel. Daarom is die aard van gehoorsaamheid God gerig en nie selfgerig. Die kern van gehoorsaamheid is, God weet beter as ek.
Onthou u 'n paar weke terug? Kom ons doen dit weer. Sê agter my aan, ek weet nie alles nie. Sê weer agter my aan, sê ek is nie altyd reg nie. En as dit vir jou moeilik was om dit te sê, my vriend, boetie, sussie, oom, tannie, jy sit met 'n helse probleem. Want as jy dit nie kan erken nie, beteken dit baie goed dat jy 90% van God kan sê, ek weet wat ek doen, los my uit. Maak daarmee wat jy wil. Hoekom doen ons hierdie goed? Want ons besef, hy is ons lewe. Is Christus jou lewe? Is God jou lewe? Dan gaan dit nie moeilik wees om hierdie goed te doen. Jy sien, ware lewe is nie net om asem te haal nie. Ware lewe is om saam met God te wandel. Jy kan bestaan sonder God, maar jy leef eers werklik wanneer jy saam met God leef. Lewe sonder God is bloot oorlewing, maar lewe saam met God is ware lewe. Ware lewe word nie gemeet aan hoeveel jy besit nie, maar aan hoe naby jy aan God leef. Jesus het nie gekom om ons jare by die lewe te voeg nie, maar om lewe by ons jare te voeg. Wanneer God die middelpunt van jou lewe is, ontdek jy waarvoor jy werklik leef. Die volheid van 'n lewe begin waar 'n verhouding met God begin. Ware lewe is nie 'n plek of 'n prestasie nie, dit is 'n persoon, Jesus Christus. Hoe nader jy in God leef, hoe voller word jou lewe. Lewe begin nie by geboorte nie, maar begin by wedergeboorte saam met Jesus Christus. Hoekom? Want jy, kom ek sê so, want God sien die hele pad, jy sien net die volgende draai. Deuteronomium 30:20, kies om die Here julle God lief te hê, hom te gehoorsaam en julle aan hom toe te wy, want hy is julle lewe. God se opdragte is nie 'n tronk wat jou beperk nie. Dit is reëlings wat jou op die pad van die lewe hou. En God wys jou nie soms die volgende trap wat jou gaan lig nie. Maar hy wys vir jou die volgende tree. En jou taak is om net elke tree te gehoorsaam. So daarom vra jouself eerlik. Wat het God reeds vir my gewys? Wat ek nog nie gehoorsaam? Waar is ek besig om uit te stel? Wat God wil hê ek moet doen? Wat 'n gesprek wil die Here hê moet ek voer? Wat ek nie nou voor kan sien? Wat 'n gewoonte wil hy hê moet ek nou stop? Wat 'n daad van liefde wil hy hê ek moet mee begin? Want Hebreërs 3:7 sê, vandag, as julle sy stem hoor, verhard nie julle hart nie. Die seun van God kom met gehoorsaamheid. Ek haas myself. Jy sien, want baie mense hoor die woord gehoorsaamheid, dan dink hulle dis 'n klomp reëls en beperkings. En ek wil vir jou dit uitwys. Deuteronomium 6:24 sê, en die Here het ons beveel om al hierdie insettinge te volbring. Bly by my. Insettinge te volbring, om al hierdie insettinge, alles wat hier binne-in is, te volbring. Om die Here ons God te vrees, hoekom? Dat dit met ons altyd goed mag gaan. En kom ek vertel vir jou, waarom moet ons God vrees? Want hier is die probleem, familie. Daai vrees is nie omdat jy bang is vir God nie. Daai vrees is, dis 'n, wanneer iemand 'n hoër rang het as jy, het jy hoë agting vir hom, is gelyk aan vrees. As president, wat ook al hier instap,
En hy staan hier voor, gaan ons almal maar bietjie skrikkerig wees. Hoekom? Want ons het agting vir sy rang. Wanneer vrees jy nie God nie? Jy vrees God die dag nie, wanneer jy nie meer agting het vir hom nie. Met ander woorde, ek doen wat ek wil, ek sê wat ek wil, ek praat wat ek doen, ek het dit nodig. Met ander woorde, wat doen jy? Soos die môre ster gedoen het, wat soos uitgesmyt is uit die hemel. Jy sit jou gelyk aan God. Jy maak hom nie Here nie en heerser nie, jy plaas jouself gelyk aan hom, en die oomblik wanneer jy jouself gelyk maak aan God, het jy nie meer vrees vir God nie. Maar jy vrees hom, want hy is Here. Hy is heerser. En ek sal doen wat hy sê ek moet doen. En dan sal dit met jou en alles goed gaan, as hy Here is van jou lewe. Want familie, omdat hy skepper is van die lewe, weet hy hoe die lewe die beste werk. Daar's geen mens op hierdie aarde wat weet hoe hierdie lewe die beste werk nie. Ek gee nie om hoeveel miljoene hy het, hoeveel huise, hoeveel dit, hoeveel wat nie, hoeveel besighede nie. Net God weet wat die beste is in hierdie lewe. Hy weet wat ware geluk bring. Gehoorsaamheid beskerm. Dink aan 'n pa. Kan ek ontspan as jy nog saam met my? Dink aan 'n pa wat by 'n afgrond staan, naby 'n afgrond. En hier's 'n woelige seentjie, sy kind wat woelig is. Wat doen daai pa wat naby 'n afgrond staan? Hy gryp die kind se hand en hy hou dit styf vas. Hoekom? Om die kind te beperk? Of is dit om die kind te beskerm? Die kind ervaar pa se hand as 'n beperking, maar die pa sien die gevaar, hy sien die afgrond, hy weet as jy daar gaan afvoeter, is dit taboe. Is dit klaar met jou? En ek wil vandag vir jou sê, Boetie, sussie, familie in die Here, hoor mooi, wanneer God sê moenie, wanneer God sê nee, is dit nie om jou te beperk nie, maar God sien die gevaar, hy sien die afgrond, hy wil nie hê, jy moet gaan afvoeter daar nie. Hy wil jou beskerm. So elke keer, hoor mooi familie, hoor nou wat ek sê, skryf neer, elke keer wanneer God sê nee, wanneer God sê moenie, moet jy die vaderhart van God verstaan. Dit is nie 'n moenie omdat hy sê, ek is God en ek sal vir jou sê wat jy moet doen en ek sê nee nie. Want ons dink God is 'n diktator. Nee, nee. Jy gaan dit nie doen nie, nee, moenie dit doen nie. Maar jy moet die vaderhart sien. En weet wat moet jy sien? Moenie, want ek wil nie hê jy moet seer kry nie. Nee, want ek sien die gevaar. Dit gaan jou vernietig. Nou is dit nee. Moenie jouself seer maak nie. Ons God is 'n God van vrede. Onthou wat beteken shalom, nothing broken, nothing missing. Dis wat hy wil hê. Jy moet geniet, maar jy moet hom gehoorsaam. En wanneer jy kies om te sondig, hoor mooi familie, God het nie reëls hier ingesit in wat ons nie, van goed wat ons mag doen en nie moet doen nie, vir sommer maar net nie. Omdat hy sê, ek wil hê, jy moet hoereer nie. Want dis wat ek wil hê. Ek wil nie, jy moet egbreek pleeg nie, want dis wat ek wil hê. Net sommer, want ek sê so. Ek wil nie hê, jy moet dit doen en ek wil nie hê, jy moet dat doen nie, want ek sê so. Wanneer hy sê, ek wil nie hê, jy moet sondig nie, sê hy, ek wil nie hê, jy moet ly nie. Ek wil nie hê, jy moet jouself beseer nie.
Wanneer God sê moenie, sê eintlik moenie jouself seermaak nie. Want hoor mooi, hoerery maak seer. Vernietig lewens, skeer families. En God wil hê, families moet staande bly. Ons moet veg vir familie, want ons is in God se wil. Gehoorsaamheid bring vrug, hoor gou mooi. Jesaja 1 vers 19, as julle gewillig gehoorsaam, sal julle soos konings fees vier. Maar as julle eiesinnig en hardkoppig is, sal julle soos honde sterf. Sê Eina. Die bron van ware lewe en seën is wanneer jy leef wat God van jou vra. Dan sal jy jou ware doel en vervulling vind en die seëninge ontvang wat hy vir jou instoor het. So luister, God se pad van vrug en guns. Maar hoor gou mooi, luister, ek is amper klaar. Eksodus 15 vers 26, hierdie is belangrik. En ek gaan nou nie vingers wys nie, maar jy moet maar self ondersoek instel. Hy sê, julle moet goed luister na wat ek die Here julle God sê. Julle moet doen wat reg is in my oë. Gehoor gee aan my gebooie en alles doen wat ek vir julle voorskryf, dan sal ek geen een van die siektes waarmee ek Egipte getref het oor julle bring nie, want dit is ek die Here wat julle gesond hou. Ek is jammer om te sê, vergewe my wat ek sê, maar luister, wil jy gesond word, lewe gehoorsaamheid, slaan ag op God se woorde en jy sal gesond wees. Moenie, dis hoekom ons altyd sê, moenie 'n oop deur vir die vyand gee nie. Hoe bring jy 'n oop deur vir die vyand? Wanneer jy besig is om ongehoorsaam te wees, wanneer jy besig is om nie die woord te leef nie, jy mag nie, my Here, jy kan nie sê, dit is hoekom ons ten volle moet gehoorsaam wees en nie gedeeltelik nie, want ons kan nie sê, hierdie skrif, ja, dis nie vir my nie, ja, hierdie is vir my, want dit is maklik om te doen, hierdie ene, nee, dis nie, hierdie is moeilik, dis nie vir my nie. Waarom is jy besig? Jy is besig met gedeeltelike gehoorsaamheid, my boetie, my sussie, jy het nodig om ten volle gehoorsaam te wees, en dan sal jy gesond wees. En nou praat ek net die mense wat siek is en wat nou afgesterf het. Ons het hierdie week weer iemand begrawe. Vroukie, kanker dood. En ek is baie versigtig, moet my nou nie kruisig, omdat ek sê, ja, ek het nou net vir jou die skrif gelees, doen daarmee wat jy wil. Ek sê vir wat die Bybel sê. Jy het nodig om ondersoek te gaan instel. Jy het nodig om te kyk, is jy besig met ten volle gehoorsaamheid, of is jy besig met gedeeltelike gehoorsaamheid? Nog 'n enetjie. Wil jy 'n vol lewe hê? 'n lang lewe? Daar's 'n vereiste vir 'n lang lewe. Efesiërs 6 vers 3. If you honor your father and mother, things will go well for you, and you will have a long life on the earth. So kom ek maak klaar. Want ek weet, almal van ons, my ingesluit, was al ongehoorsaam. So wat maak jy wanneer jy misluk in gehoorsaamheid? Nou, onthou jy, ek het vir u gesê van Saul. Hy het in ongehoorsaamheid gewandel, reg deur sy lewe. As jy 'n studie doen van Saul, hy die hele tyd met sy eie planne, die hele tyd met sy eie goed besig gewees. En familie, as gevolg van sy ongehoorsaamheid, toe verloor hy sy koninkryk. Later toe verloor hy sy familie. Die Bybel sê hy het op die ou einde sy verstand verloor. Hy het sy posisie by God verloor. En reg op die einde te verloor hy sy lewe. Dawid wat Saul opgevolg het. Sien ons, Dawid was nie perfek nie, bly by my familie, gaan ek haas om klaar te maak. Hy was ook soms ongehoorsaam, maar wanneer God hom gekonfronteer het daaroor, het hy dit bely,
Dan het hy op sy knieë gesak en dan skryf hy hierdie Psalm 51:3, vers 3. Wees my genadig, o God, na u goedheid en hy delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge, ek ken my ongehoorsaamheid en my sonde is altyd deur voor my. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem die Heilige Gees nie van my al weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil en ondersteun my deur u gewillige Gees. En wat sê God se woord? As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons oortredinge te vergewe. Bely dit, hoor gou mooi. Die les hier is dit, dat hoe gouer jy besluit, hoor mooi, hoe gouer jy besluit om jou ongehoorsaamheid te hanteer, hoe minder uitwerking sal dit hê op jou lewe en hoe gouer gaan God jou herstel terug in jou posisie. Want ons almal dwaal. Ons almal is ongehoorsaam een of ander tyd, maar die Here sê, wanneer jy dit bely en jy kom terug en jy wees gehoorsaam, dan posisioneer ek jou vir die seën wat op pad is om jou in te haal. Maar as jy nie gehoorsaam is nie, as jy uitgeposisioneer, gaan jy die seën mis. Maar wanneer jy inkom en weer bekeer, is jy reg in lyn van my seën wat jou gaan tref. Jou mislukking hoef nie die laaste hoofstuk te wees nie. God ken ons swakheid. En het deur Christus 'n weg van vergifnis en herstel voorsien. Hoe? Deur die kruis van Jesus Christus. Halleluja. En die verskil bly by my, ek is amper klaar, het ek nog die aandag. Die verskil tussen Saul en Dawid was nie dat Dawid nooit gesondig het nie. Die verskil was hoe hulle op God se konfrontasie gereageer het. Want Saul het al die lyste van verskonings gehad en het blaamverskuiving gedoen. Maar Dawid het bely en teruggedraai en gesê, Here, wees my genadig. So familie, ek maak klaar, bely eerlik. Hou op wegsteek, rationaliseer en ander blameer. Noem ongehoorsaamheid wat God dit noem. Bely dit teenoor God en hoor mooi, ek moet dit sê vandag, en waar nodig is teenoor die mense wat seer gekry het in die proses van jou ongehoorsaamheid. Want genade begin waar eerlikheid begin. Bekeer van jou verkeerde weë. Draai om. Jesus het vir Petrus, wat hom verloon het, weer herstel in sy posisie. Herstel wat beskadig is. Ek lees iets van Saggeus. Toe Saggeus tot bekering kom, het hy nie net sy skuld erken nie. Hy het sy onreg gaan regstel. Ek voel dit nou. Waar hy bedrog gepleeg het, het hy 4voudig gaan terugbetaal. Ware bekering, familie, vra, wat kan ek herstel? Moet ek om verskoning vra? Moet ek iets terugbetaal? Moet ek nuwe grense instel? Moet ek hulp kry? Moet ek weer getrou begin wees? Want jy sien van familie, partykeer dink ons, dat ons het nie nodig om hierdie goed te doen nie, want as God my vergewe het, is alles net reg. En dit is waarheid, want as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dit is die waarheid, as God vergewe, doen 'n ordentlike werk. God vergewe, maar om te herstel, waar jy droog gemaak het, is soms die vrug van 'n hart wat werklik verander het. Hoe gouer jy met ongehoorsaamheid afreken,
hoe minder ruimte gee jy dit om jou toekoms te steel. En die seën wat God in jou lewe het, dat jy dit nie sal mis nie. So, die orkes kan opkom. Laat die Heilige Gees jou hart ondersoek. Is daar ongehoorsaamheid in jou eerlikheid, in jou huwelik, verhouding met jou kinders, finansies, besigheid, gesondheid, miskien selfs kerkbetrokkenheid, verslawings, jou persoonlike toewyding aan God. Bly by my, moet nou nie vir hulle kyk nie, kyk vir my. Moenie net vra, wat het ek vandag gehoor nie. Vra, wat gaan ek vandag doen? Want God soek nie net mense wat sy stem bewonder nie. Hy soek mense wat daarop kan antwoord. Ja, Here. U gaan ek sal doen wat u wil hê ek moet doen en gehoorsaam wees. En wanneer jy gemisluk het en ongehoorsaam was, dis nie te laat vir jou nie. God sê ek kan jou weer posisioneer vir my seën om jou te tref. En al hierdie seëninge sal oor jou kom wanneer jy getrou na my stem luister. Amen. Amen. Eckhart, my vriend, my chommy, wil jy net vir my so staan, dat die mense, want dis nie jou skuld, dis omdat jy so ongelooflike, goeie, lang mens is. Dankie my vriend. Kom ons staan op, en doen ons hierdie verklaring, familie, prys die Here. Is u gereed? Almal hardop saam met my, 1, 2, 3. Ek kies vandag om nie net God se stem te hoor nie, maar ook daarop te reageer met gehoorsaamheid. Ek besef dat ware seën nie spruit uit wat ek weet nie, maar uit wat ek doen met dit wat God aan my openbaar. Daarom gee ek my eie wil, planne en voorkeure aan hom oor en vertrou ek dat sy weë altyd beter is as myne. Ek wil aan Jesus verbind bly, want ek weet dat 'n lewe van gehoorsaamheid my in sy vrede, guns, beskerming en doel vir my lewe laat wandel. Wanneer ek struikel, kies ek om nie verskonings te maak of my ongehoorsaamheid weg te steek nie, maar om my hart voor God oop te maak, my sonde te bely en terug te keer na sy wil. Ek glo dat God deur Jesus Christus vergifnis, herstel en 'n nuwe begin vir my beskikbaar gemaak het deur die kruis. Daarom verklaar ek dat elke dag sal ek vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? Ek kies om 'n lewe te leef wat nie deur my eie begeertes gelei word nie, maar deur die stem van my hemelse Vader, want ek weet dat gehoorsaamheid die pad is waarop sy seën, lewe en ware vervulling gevind word. Amen. Prys die Here. Dankie Here. Halleluja. Elke oog gesluit, elke hoof gebuig. Halleluja. Miskien sê jy vandag, Clemens, ek was ongehoorsaam. Ek het nie aangeslaan op God se stem. Miskien was jy gedeeltelik gehoorsaam en nie ten volle gehoorsaam nie. Wil God jou nooi vandag en sê kom maak reg, want ek wil jou in hierdie oggend posisioneer in 'n lyn met my seun. En jy is dalk besig om die seën van God te mis,
omdat jy nie ten volle gehoorsaam is nie, maar gedeeltelik. En terwyl elke oog gesluit is, elke hart gebuig is, hier by die huis ook, God praat, ek ervaar hoe God nou praat met mense op hierdie oomblik. En as jy sê, Clemens, ek wil kom vandag en net bely, en ek wil hê God moet my weer posisioneer, dan kom staan jy hier voor, vinnig, elke oog gesluit, jy kom uit. Ek weet, ek gaan wag, hier's iemand of 2 of 3, ek wag vir jou, hier kom hulle. Halleluja. Dankie Jesus. Halleluja, terwyl hulle uitkom, ek wil met jou praat daar by die huis. Halleluja. Die seën van God is net daar waar gehoorsaamheid werk. En ek wil jou aanmoedig vandag, moenie moeg word om gehoorsaam te wees nie. Moenie rebelleer teen God se wil nie, teen sy plan nie. Wees gehoorsaam. Al raak dit jou. Al raak dit jou eie belange en jou eie wil. Maar doen wat die Here sê jy moet doen. En hoor mooi, ek sien dit in my eie lewe. Ek is werklik, kan ek sê, ek voel so geseënd deur die Here. Nie met aardse goed nie, maar ek sien die seën van die Here, omdat ek weet, ek ten volle gehoorsaam is aan sy woord. En as God vir my iets uitwys, en ek kyk in die spieël en iets is fout, dan maak ek dit reg. Want ek wil nie 'n verleentheid wees vir die hemel nie. Ek wil nie 'n slegte ambassadeur vir die hemel wees nie. Daarom korrigeer ek myself. En as die woord my iets uitwys wat ek moet korrigeer, dan doen ek dit. Ek sien nuwe begin. Augustus is die 8. Is 'n 8. Dit praat van 'n nuwe begin. Halleluja. Shakanda rabaset. 'n nuwe begin. En julle wat nou hier voor staan, ek roep 'n nuwe begin. 'n nuwe begin. Die ou dinge is verby, sê die Here. Kyk, ek maak alles nuut. Ek maak alles nuut. En vandag posisioneer die Here jou weer terug, soos hy vir Dawid geposisioneer het, vir die seun. Maar bly gehoorsaam. Bly om ag te slaan op sy woord en te doen wat sy woord sê. Maak veranderinge wat daar veranderinge nodig is. Dankie Jesus. Waar is die olie? Sing vir ons ref net vinnig. Halleluja. Vader, ek dankie. Ek sien daai kykers wat nou terugkom na God se wil en plan en woord. Here, dankie vir gehoorsaamheid. Hulle sê ja. Hulle sê ja vir Jesus. Sê ja vir sy woord. Hulle gaan 'n aanbiddingslewe leef, nie net van I love you Lord nie, maar in hulle lewenswandel sal dit gesien word in Jesus naam. Voor meerder ek is die klei voor my en maak my nee
en hoop is waar ik nederig en stil. Here, doen slechts uw wil, ja. U wil met mij. U is voor mij. Oh, nek is die klei. Voor mij en maak. Oh, maak met mij zoals U wil. Net zoals U wil. Op U steeds wacht ik. Op U steeds wacht ik. Zo nederig en stil. Ja, zing het nog eenmaal. Hey. Here, doen slechts U wil. U wil met mij. U wil met mij. U is voor mij. Oh, voor mij daar. En ek is net die klei. Oh, voor mij. Kom en voor mij. En maak mij. Here, net zoals U wil. En op U zit wacht ik. Nederig en stil. Mijn ziel zei ja. 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 Mijn ziel zegt ja. Oh. Ja. 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 Mijn ziel zegt ja. Mijn ziel zegt oh ja. Dat zegt ja. 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 Mijn ziel zegt ik zeg ja voor U wil. Ja. Ja. Mijn ziel zegt ja. Mijn ziel zegt ja. Oh, dat zegt ja. Dat zegt ja. Ja. Oh, mijn ziel. Oh, voor U wil. Ja, ja. Mijn ziel zegt ja. Mijn ziel zegt ongehoorzaamheid tot U. Zeg ik ja voor Jezus. Ja. Ja, ja. Mijn ziel zegt ja. Oh, oh, ja, ja. Sabakatarabushi. Sabakatarabushi. Oshimaraba kutetela maso.
Yandaramatura malala shikaye kamatuka sanamabo yandarama sata in jou hemelse taal, Kimayan tu shekataramamo. Shikayan daramamo. Shivatana ramama dikiye kuramasutulu. Shikaye duramasundala mama.